Donald Trump weer een tweede keer president geworden. Ik word niet meer Amen. Hij heeft hem geen uitgevoerd. Hij het geslachtsalfabet. Wat omtrent 20 letters verminder dan net die oorspronkelijke 2 wat God gemaakt het. Man en vrou. Amen. Ja, de boek heeft ook niet tussen de slijp begint spelen. Zo prijs ik er. Amen. Maar hier ons is hier om God zijn naam te vertellen. Amen. Kan je niet staan op hij zijn voeten? Ik heb gehoord jullie kan ze niet vermoorden. Zo kom, ons gaan we lekker van. Dan kijk je soms voor die oude man aan de linkerkant en dan vlieg je aan de rechterkant. Ik kom mooi ze van Oosien Noord. Het is blij best van ons. En nou, gaan ze nou voor die hele man. Weet je niet? Jij is een tempel. Halleluja. Jij is een tempel. Van die Heilige van die Heilige Geest. Dat is wie je is. Is je iets anders niet? Is een tempel van die Heilige Geest van God. En
de afsluiting en cortesia met de hand.
gesin kon saamwerk. Amen. En weet julle, ek het nooit geweet sy kan sing. Halleluja. Ek weet ek is 'n totale ramp. As ek nooit voor my gesin het, hoe moes ek nou geweet het? 'n Vraag van wanneer jy nou geleer sing. Jesus het terwyl jy die gemeentes aan die slaap gesing, het ek die babas aan die slaap moes sing. Amen. Ja, sy het natuurlijk geweet nie, jy in ons dienste slaap nie, man. Amen. Ons sing allemaal 4 wakker. Maar vooral wanneer die dag saam is. Dan vraag vir hulle, wat het jy vir die babas gesing? Want ek weet nie of jy al ooit geluister het na hierdie baba liedjies nie, hè? Ek denk, het jy maar die voorbeeld, sien baba, draai sy nek om, gooi hom in die stoot, trap op sy kop en sy dood. Ek weet wat ek baba gaan in die slaap raak as jy nie dit so sing. Amen. Jesus sê vir my, sy dan nou nie dit gesing nie. Ek sê, wat het jy gesing? Eers het gesing, Dokkerlosie maak my banaan. Ek sê, vir my, ek hoor die kinders kan nie geslaap nie. Maar dit kan ek nie glo, mooi kan nie vir my sing nie. Ek gaan nou net ietsie gegoed, so sonder muziek dat doen. Net om te illustreer, hoe goed kan sy sing. Amen. Jy weet ook daar, wat ook daar. Sê man, hulle is nice mense. Wat is nice? Amen. Dis so mooi. Dank vir haar hande tot my. Ek het nie so verloor. Sy gaan die beste saam in die werk. Ja, as Jesus jou alles is hier jou sang. Dit is ook ons alles. Amen. Amen. Volgende keer so sê maar net. He is my hand and my friend in my
So het gesê. As die see van Galilea kom praat, Amen. hoeveel diep geheime sal hy uit sy woede loslaat, hoeveel stories sal hy kom vertel, hoeveel wysheid, hoeveel raad, as die see van Galilea kom praat. Ja, halleluja. As die klippe langs die waters na voor kom sê, sou hulle my die pad kom wys, waar my meester se spore lê. As met die breekie in my geestesdoel, elke vyand wat bring, en elke druppel uit die see wat kan gedryf. Hier het hy gewandel, hier het hy geloop, hier het al sy wonders, sy liefde, sy woord, selfs die blinde het geluister, hy die storm stil gemaak, laat elke woord dan luister. Dis Jesus, hy is die seun van God. As die mes van die seun jou lewe dieper sny, Amen. as jy soek en vra, nergens antwoord kry, sal die branders die waarheid echo, luister net in jou hart, want die geheim lê ontsluit binne jou en my. In jou sal hy wandel, langs jou sal hy loop, vir hom is jy 'n wonder, sy liefde, sy woord, die winde sal hy fluister, elke storm sal hy stil, laat jou woord dan luister. Dis Jesus, hy is die seun van God. Oor die grense van Israel, oor die hartes van die uitwas, ek dis Jesus, heiligste bereid. In jou sal hy wandel, langs jou sal hy loop, vir hom is jy 'n wonder, sy liefde, sy woord, die winde sal hy fluister, laat elke woord dan luister. Dis Jesus, hy is die seun van God, laat elke woord dan luister. Dis Jesus, hy is die seun van God. Was die see van Galilea kom praat. Halleluja. Just love the anointing. Sonder die Heilige Gees se salwing is daar niks. Amen. Amen. Thank you, Jesus. As I humble myself, Lord, in your presence I need, feeling the need, Lord, to touch you again. I've neglected my first love, to your spirit I need, touching your hand, which was gift for my life.
begin April begin ons met so 'n Kaap-toer van so 3 maande. En terwyl ons in die toer was, ons was in Swellendam gewees, maar op pad eintlik van Heidelberg in die Kaap af Swellendam toe ons busie breek. Nou vir my om as 'n vrou vir die mense te verduidelik hoe die busie gebreek het is onmoontlik. Al wat ek weet is die engine was stukkend en nou nie start nie. Amen. So as ek die sleutel insit en ons start, wil hy nie start so hy stukkend. Dis al wat ek weet. En ons moes omgevat het dat hulle vir ons 'n kwotasie gee om te sê wat presies is fout en hoeveel het ons gaan kos om hom reg te maak mee. Ons het nog 40 optredes om te doen, so ons het ons busie nodig om te kan beweeg. En ons het die kwotasie gekry van R127.000 wat ons nie, so ons kan nie ons busie wegkry nie. En in daai tydperk terwyl ons wag vir die kwotasie en vir die mense om ons te laat weet wat is als fout, het ons 'n blyplek nodig. Nou is ons in Swellendam, jy ken eintlik net die man daarso wat werk by die ouerhuis vir wie ons gaan sing in die middag. En hy sê vir ons, weet julle wat, julle kan nie elke aand in 'n gastehuis inboek nie, dit kos te veel geld. Hy sê, my suster sê, sy het 'n huisie, huisie daar in die berge. As julle belangstel en nie mind om bietjie alleen te wees nie, dan kan julle bietjie daar vir die 2 weke gaan bly. Dit was baie lekker geweest. Toe ek 'n kind was, het almal altyd vir my sê, my naam is Heidi. En ek was mal oor Heidi geweest. Ek wil op die berge bly. En vir 2 weke toe ek Heidi geweest het. Ons het in die berge gebly, ek het 'n maatjie gehad, was nie Peter nie, dit was Leon geweest. Hy is baie stouter. Hy is baie stouter as Peter. En ons het wel nie klomp bokke by ons gehad, maar ons het wel 30 groot bokkejane by ons gehad. Dit was terrible. Nee, ek lief, hulle was baie oulik geweest, baie interessant. En in daai 2 weke het ons regtig tyd gehad om af te sonder voor die Here. Ons kon gaan stap het, dis net ons, die Here, die groot berge, die natuur om jou, en die aande hoor jy die uile, en jy kan sit, jy kan net in stilte voor die Here gaan sit, en ek praat met die Here, my binneste is nie lekker nie, want ek meen Here, ons doen nie werk, hoekom die busie breek? Ons kan nie aangaan met die res van die toer nie, ons moes al 40 ons optredes gekanselleer het, dit voel so verkeerd. En dit was in die 2de week geweest, die dag staan ek voor die venster in die houthuis en maar hele houthuisie skit so van 'n stormwinde wat waai en die bome aan die berge lyk of dit so op plat druk, jy wag net teen om dit gaan breek. Terwyl ek so staan en kyk na die winde wat waai, sê ek vir die Here, dis hoe ek in my binneste voel. Daar's 'n storm wat woed in my binneste. Ek het soveel vrae, maar ons het geen antwoorde nie. Maak nie saak hoeveel tyd ek op my knieë spandeer nie, daar is nie antwoorde nie. En op 'n stadium praat die Here met my en die Here sê vir my, geen kind van God is gevrywaar om deur 'n storm te gaan. Dit beteken nie as jy die Here dien, jy gaan nie moeilike tye ervaar nie. Ek meen, kyk vir Petrus en die res van die disippels toe hulle op die see was. Hier is hierdie groot storm en hulle vrees en hulle weet nie wat om te doen nie. En hier kom Jesus aangeloop op die water en hulle dink eers dis 'n spook en Jesus sê vir Petrus, klim in die boot uit. Hy sê, maar ek kan nie, kyk die storm om my. Jy sien, Petrus het nie gekyk na Jesus nie. Hy het gekyk na die groot storm, die golwe wat voet om hulle. En dit is wat ons as kinders van die Here so baie keer verkeerd doen. Ons kyk na die storm. Ek en Leon kyk vas in die busie wat stikkend is. Ons kyk vas na die groot bedrag wat hulle ons vra om die busie te herstel. Ons oë is op alles gefokus behalwe op die Here. Die Here sê vir my, kyk na die storm buitekant. Daai groot bome, buig hulle? Ja, Here, wag net 'n oomblik, die groot bome gaan teen een breek en op die houthuisie ook nog val, waar ons in die houthuisie seker sit. Die Here sê, nee, kyk mooi, breek die bome. En ek sê, nee, Here, hulle buig, hulle breek nie. Jy sien, kind van God, dit is 'n belofte wat ons het aan vasstel. Die woord van die Here sê, hy sal nooit toelaat dat ons bo ons kragte versoek word. Maar in elke versoeking sal hy vir ons uitkoms gee. Maar ons is so gou ook om die beloftes van die Bybel ons in te maak. Maar ons wil nie die voorwaardes ons in maak nie. Ons wil leef soos die wêreld, maar ons verwag God moet deurkom vir ons. Ek vir Here, ons moet leef, die Here vir ons vra om te leef. Dan kan ons die beloftes ons in maak. En die Here ons deurgedra deur daai storm, verseker, die oomblik toe ons iets oor van die storm al wegvat,
en ons fokus terugskuif na die Here toe. En die Here elke sent wat ons nodig gehad het voorsien. En ons kon alreeds weer ons Limpopo-toer klaar gedoen het, tot hier waar ons môre voor julle staan. Sien, en dit is waar die Amazing Grace van God ook deurkom. Ons gaan sing nou Amazing Grace. Besef ons regtig dat nie eers die engele dit kan sing nie. Hulle kan nie sê, I've been lost and now I'm found me. Hulle kan nie sê, I once was blind but now I see. Dis 'n voorreg wat ons het. Maar die hartseer van vandag is, ons maak misbruik van Amazing Grace. Ons sing Amazing Grace, ons sing dit op troudag, op begrafnisse, ons sing dit in die kerke en in die skole en all over, en ons huil as ons dit sing. Maar ons verstaan nie hierdie genade van God nie. Kind van die Here, dis tyd dat ons terugdraai na die Here toe. Dis tyd dat ons ophou om sy genade goedkoop te maak en af te water. En as ons terugkom en waarlik tot bekering kom, en terugkom na die kruis toe, back to basics, dan sal ons die genade, hierdie Amazing Grace, dan sal ons dit verstaan. En dan sal jy verstaan hoekom die Here vir sy ware kinders sal deurkom. As jy vanmôre dalkie sit en jy voel jy het 'n storm in jou binneste, Here, ek het u genade nodig vandag om my deur te dra. Ek kan dit nie maak sonder u nie. So dalk volgende tyd om weg te draai van die dinge van die wêreld af. Haal jou oë van die dinge van hierdie wêreld af. Keer terug na God toe. Dis wat sy kinders hoort. Dan sal jy die Amazing Grace in jou lewe ook ervaar. Amen. Halleluja. Sing is 'n goeie sang. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious then that grace appeared. We are
Ons sit altyd voor die Here en ons vra vir die Here wat sy woord kan ons met ons gemeentes deel. Iets wat hulle kan bydra, iets wat lewensverandering is. Ons kan altyd hier staan en 'n paar mooi liedjies sing en vir die mense sê, wees gebless, julle is oulik en hier gaan ons na ons volgende kerk toe. Maar dit is nie eintlik net wat ons doen nie. Ons sê altyd, ons is nie we're not into the entertainment business, we are into God's business. Amen. So vanoggend wil ons met julle kom praat oor die Titanic. En vra die mense, wat van die Titanic? Dis bad news. Ons moet nie bad news hoor nie. Die Titanic het mense in dood gegaan, hy het gesink. Maar ek gaan vandag vir julle die good news van die Titanic bring. Amen. Die Titanic, soos wat almal weet, was een van die grootste skepe wat gebou is. En hulle het begin bou in 1909, het hulle aan die Titanic begin bou in 1911, sy het die eerste keer gelaunch, dis in Engels, ek weet nie wat is launch in Afrikaans nie. En ja, in 1912 het hy vir die eerste keer in April maand, die 15de, vir die eerste keer met sy eerste vaart begin. Nou, soos wat almal weet, het hulle gesê, dis die grootste skip wat gebou was, maar duidelik het hulle nog nooit die Bybel gelees nie. Van die ark was die grootste ark gewees. En natuurlik, die ark, as ons mooi daaraan dink, was gebou deur 'n amateur, wat na die stem van God geluister het en gehoorsaam was. En hy het nie gesink nie. Waar die Titanic deur 'n ingenieur gebou is, en sy woorde was, not even God can sink this ship. Big mistake. Amen. Don't ever challenge God. Halleluja. Sy skip het gesing. Halleluja. Maar almal weet ook nou, daar was 2245 mense, dis nou saam met die crew mense van die skip, was daar 2245 mense, altesaam op die groot Titanic gewees. Natuurlik, jou ryk mense was in die A-klas op jou boonste gedeelte, jou armer mense was in die tweede, derde klas, as mense toe nou moet sê. En natuurlijk het dan allemaal gepaard. Jou ryk mense het gepaard, hulle het sigars gerook, hulle het drank gedrink, hulle het wyn gedrink, hulle het lekker musiek gehad en hulle het gejamboela daarboor my vertrekke. Maar natuurlijk, jou armer mense het dieselfde gedoen. Hulle het nou net nie in fancy weelde gedoen soos die mense daarboor nie, maar hulle het ook gerook, hulle het ook gedrink, hulle het ook gejamboela en. Natuurlijk, terwyl almal hulle self so geniet het op hierdie grote Titanic, was daar waarskuwings wat na die kaptein van die skip uitgegaan het. Wat se waarskuwings? Verander jou rigting van hierdie groot Titanic. Hoekom moet ek dit doen? Want daar lê gevaar vir julle voor as julle aanhou op hierdie rigting. Maar die kaptein se redenasie was, wat 'n gevaar kan vir die Titanic tog in hierdie groot see vorentoe lê. Net mooi niks nie. Want as God nie eers hierdie skip kan sink nie, wat kan ons sink? Net mooi niks nie. So hulle het gekies om die waarskuwings te ignoreer en hulle het aangehou op hulle roete wat besig was. En natuurlik die Sondagnag, terwyl hulle nog steeds besig was met hulle partytjies en lekker aangegaan het die Titanic die groot ysberg getref. En hy het die groot skeur ingekry en die water het begin inkom. Die mense onder die kajuit wat besig was om te werk aan die onderkant, die kaptein wat weet, daar is 'n groot moeilikheid. Hy het eers gedink dat julle is mal, daar kan nie moeilikheid wees vir hierdie groot Titanic nie. Totdat die kaptein besef, dit is regtig moeilikheid. Hy is besig om baie water in te kom. En natuurlik het die water al meer en meer begin kom, die mense in jou onderste gedeeltes het dit begin raak sien, almal het paniekerig begin raak, hysteries, begin skree en almal hardloop en almal by veiligheid aankom. Nou ek sê vir die jongens, ek op baie Titanic was, en ek sou ook gehardloop het. Ek hou nie van die dood nie. Nou dink net jouself, probeer jy nie nou prentjie indink, hier is hierdie mense, hulle het nergens om te gaan. Hierdie klomp waters besig om te kom. Jy wil nie doodgaan, jy wil lewe. En ek is nie meer op daai Titanic gewees en ek sê vir Jon, ek hou nie van die dood nie, ek wil nie eintlik daaroor praat nie. Ja, ek weet, die Bybel sê, die mense is bestem om eenmaal te sterf. Maar net die gedagte daaraan, dat dit is so finaal, dit is net, wel, as jou saak met God reg is, en jy ewige lewe saam met Jesus Christus, as jou saak nie reg is nie, het jy eintlik iets om oor bekommerd te wees, want ek wil nie daai ewige lewe in die hel gaan spandeer nie, daar is geen manier nie.
En natuurlik die mense begin werklik na die boonste verdieping toe en almal het gesien hierdie klomp mense is hysteries wat gaan aan. En nou die kaptein se woorde het deur die luidspreker gekom. Die Titanic is besig om te sink. Die mense moet na veiligheid gaan op die heel boonste verdieping daar by die dek is, moes die dek wat mense doen. En natuurlik al jou mense, jou ryk mense, het eerste voorkeur om op die reddingsboot te klim. Maar hoekom mag al 2240 mense nie gered word nie? Kom ek sê hoekom nie? Want daar was nie genoeg reddingsbote nie. Want die skip is nie veronderstel om te sink nie. So hulle het 'n paar reddingsbote opgesit, maar hulle het reëls was. So met ander woorde, jou ryk mense het eerste voorkeur gekry. En ek sê vir jong baie, weet wat is my so amazing van die Here wat ons dien? Hy trek nie mense voor. Amen. As jy ware wedergebore, geesgevulde, bloedgewaste kind van die Here is, en jy loop die smal weg, en jy lewe van heiligmaking, word daar nie onderskeid getref nie. Amen. Dit maak nie saak dan of jy arm en of jy ryk is, of jy mooi of jy lelik is, of jy vet of jy maar is nie, jy gaan gered word. Amen. Al wat jy verlore sal wees, is wanneer jy weier om jou lewe te verander. As jy kies om op die smal weg nie te stap nie, maar op die breë weg te wandel, dan sal jy nie die ewigheid saam met die Here deurbring. So is eintlik jou keuse. Heel duidelik, die mense natuurlik, die ryk mense is allemaal op die reddingsbote gelaai, hulle is weggevat van die Titanic af, sodat wanneer die Titanic sink, hy nie die reddingsbote saam met hom in die water aftrek nie. Natuurlik, die kaptein se woorde weer deurgekom, ander vroue met kinders het nou die kans om op die reddingsbote te kom. So hier kom al die vrouwtjies met hulle kinders aangehardloop, hulle wil net van hierdie grote Titanic afkom, hulle wil gered word. Nou as jy die film die Titanic gekyk het, natuurlijk as jy my dochter is, het jy amper 20 keer oor gekyk, maar as jy hom gekyk het, dan sal jy weet, daar was 'n gedeelte gewees van die Titanic wat hierdie een vrou kom aangehardloop, en jy sien in haar gesig die angstigheid, ek kan nie sterf vanavond nie. Ek moet lewe, moet op 'n reddingsboot kom. En sy hardloop, sy net een doel voor oë, sy moet gered word. Dus op die boonste dek om op pad by die reddingsbote toe kom die kaptein se woorde weer eens deur. Alleenlik vroue met kinders mag op die reddingsbote klim. En daai vroutjie gaan steek in haar voetspore met haar vas. Die uitdrukking op daai vrou se gesig het boekdele gespreek. Hoekom? Want dit was so goed al doodsvonnis as daai ander vrou afgewees. Want sy het nie 'n kind nie. Sy mag nie op 'n reddingsboot klim nie. En die volgende oomblik kom hierdie man verby haar gehardloop en hy het 'n kind in sy arms. Nou sê die mense, maar hy is 'n man, dit maak nie saak nie. Hy is 'n pa wat nie 'n vrou by hom gehad het nie, maar hy het sy kind by hom. Hy mag op 'n reddingsboot gaan klim. En toe hy by die trappe kom waar jy afgaan na die reddingsbote toe, gaan steek daai man in sy voetspore vas. En hy draai om en hy kyk vir daai vrou wat daar staan en hy besef, daai vrou gaan vanaand sterf, want sy het nie 'n kind nie. Sy mag nie op 'n reddingsboot klim nie. En daai man doen daai nag wat ek dink nie een van ons sou gedoen het nie. Hy draai om met sy kind, hy stap met daai vroutjie toe. Hy vat sy kind, hy sit daai kind in daai vrou se arms en sê, kry jouself vanaand gered met my kind. Daai man is een van die meer as 1500 mense wat daai nag binne minder as 2 ure saam met daai groot Titanic in die watergraf afgetrek is. Hy het gesterf. Maar hy het die lewe van daai vrou gered deur sy kind vir haar te gee. Nou wat het dit met die evangelie te doen? Kom ek probeer verduidelik. Hierdie groot aarde waar ons woon, hierdie planeet aarde, dis ons Titanic. Halleluja. Liewe mens, hoor vanmôre wat ek vir jou nou sê. Ons Titanic het reeds die ysberg getref. Hierdie Titanic is reeds besig om te sink. Of jy dit wil glo, of jy dit nie wil glo. Ons is besig om te sink. Jy sien, net soos al die mense wat hysteries was, ons kyk nou met die datums van die wegraap, hoe hysteries was mense gewees, want ons gaan weggeraap word, nou wil almal gedoop word, nou gaan ons dit doen.
Die wegraap het nie gebeur nie, maar die kerke is nie vol nie. Waar is al die mense wat nou tot bekering gekom het vanmôre? Hoekom is hulle nie in ons kerke nie? Daar het duisende mense tot in keer gekom volgens hulle. Waar is hulle? Maar die garantie, gaan na die mall toe en jy gaan hulle daar kry. Amen. Want sien, Jesus het nie gekom nie, so hoekom het dit Sondag in die kerk wees? Ons gaan of gered wees, of ons gaan sterf. Maar jy sien, ons het 'n keuse. Want God het gesien, net soos daai vroukie wat daar gestaan het sonder 'n kind. Want sy moes eintlik daai aand gesterf het. Sy was verlore gewees, sy het nie 'n kind om gered te word nie. Sien God, want ek en jy daar staan, verlore. Amen. Ons is heeltemal verlore. Maar dan kom die woord, een van die verse in die Bybel wat ons van kleins af so mooi leer. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal hê. Nou sê die mense, maar ek glo in Jesus Christus, so ek sal nie verlore gaan nie. Regtig. Baie mense gaan in daai dag sê, maar Here, in U naam het ek duiwels uitgedryf. In U naam het ek geprofeteer. In U naam het ek dit en dit en dit gedoen en ek gaan sê, gaan weg van my af. Jy wat die ongeregtigheid doen, ek geen deel nie. Jy sien, maar die mense nie verstaan hier, as jy sê jy glo, moet jy iets doen. Nou sê hulle maar, jy kan nie uit jou werke gered word nie. Jy sê, jy kan nie uit werke gered word nie. Jou goeie werke kan jou nie red nie. Maar heilige maak is wat jou gaan red. Jou gehoorsaamheid is wat jou gaan red. Met ander woorde, jy moet iets doen. Jy moet sterf aan jouself. Jy moet afstand doen van sonde in jou lewe. As jy dit nie doen nie, gaan jy sterf. Amen. Nou staan ons daar, so God sien ons is verlore, hy kom. Hy gee sy seun Jesus Christus aan elkeen van ons. En sê jy hoef nie te sterf nie. Hier is my seun. Hier is die oplossing. As jy Jesus vat by hom, as jy hom ontvang het, wat moet ek nou doen? Ek moet van die tydperk afkom. As daai vrou daai aand die baba gevat het by daai man en sy nog steeds daar gebly staan, sou sy gered geword het? Nee, sy sou gesterf het. Wat moes sy gedoen het? Sy moes die eerste tree in gehoorsaamheid gee. Ek moet stap om van hierdie Titanic af te kom. Ek moet wegkom van die breë weg af. Ek moet op die reddingsboot die smal weg klim. Wat moet ek en jy doen? Ons sê ons het Jesus ontvang as my persoonlike verlosser en saligmaker. Hy is Heer en Meester van my lewe. Jy moet nou die eerste tree in gehoorsaamheid begin gee. Kom af van die Titanic af. Romeine 12 vers 2 sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander. Hoekom wil jy deel wees nog van die Titanic, kind van die Here? Kom ek sê jy, hoekom wil ons nie verander word nie? Hoekom hou ons pas aan die breë weg? Hoekom hou ons pas aan hierdie Titanic? Want ek is bang wat my familie van my gaan dink, as ek nie saam gaan sluip nie. Ek is bang wat my familie gaan dink, as ek vir sê ek rook nie meer nie. Ek is bang wat my familie van my gaan dink, as hulle by my kom oor Kersnaweek, of oor Paasnaweek, en ek sê, sorry, julle drink en rook nie in my huis nie, want ek gaan nie vir Jesus sê, gaan staan buite die hek, terwyl julle jouself geniet nie. Sien, dit is maklik om te sê, ek is 'n kind van die Here, maar as my mense by my kom kuier, dan stoor ek vir Jesus buite kan doen, dat my mense kan sondig in my plek. There's no work like that. Dis waar 'n kind van God standpunt begin inneem. So lief as wat jy is vir jou mense, moet jy kies. Wie gaan kies? Hulle of God? Het is maklik om te sê, ons is lief vir die Here. Hoe lief het ons om werklik? Ek sal sterf vir Jesus, maar ons is te bang om te leef vir Jesus. Ek sal nooit as ek agterbly die merk van die dier vat nie, want ons kan nie eers nee sê vir sigaret nie. Ek kan nie nee sê vir pornografie nie. Ek kan nie ophou vloek nie.
weet nie, ek ryk soos die hel, maar ek gaan nie hel toe nie. Kind van die Here, hoor mooi vanmôre. As jy sê, jy's wedergebore, geesgevuld, en 'n bloedgewaste kind van die Here wat jou lewe aan hom oorgegee het, behoort jou liggaam nie aan jouself. Sê ek dit? Nee, die woord van God sê dit. Hy sê, as jou liggaam hoort nie eers aan jou nie. Wie se asem is in jou longe? Joune? Nee, God se. Dan sê die woord, as jy die tempel skend, want jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees van God, dan sê die Bybel, nie die dagkose nie, die Bybel sê, as jy die tempel skend, sal God jou skend. Harde woorde, né? Harde woorde van 'n liefdevolle God af. Want almal is gou om te sê, maar onthou net, God is nie liefde, hy's genade. Hy is dit. Maar die God wat ek dien, die God van die Bybel, is ook 'n God van geregtigheid en 'n God van oordeel. Ons kan nie liefde en genade verkondig sonder om geregtigheid en heiligmaking te verkondig. So nou dat ek Jesus ontvang, ek die Sondagsgebed opgesê, wat moet ek nou doen? Get off of this Titanic. So gou as wat jy kan. Hoe doen ek dit? Die Bybel sê my nader tot my, dan sal ek tot jou nader. Wat moet ek doen? Ek moet eerste tree in gehoorsaamheid gee. Ek kom af van hierdie breë weg af, waar die mainstream mense oproep. Die meerderheid mense loop op hierdie breë weg. Hoekom? Want dit is 'n maklike weg. Ek het geen potholes in nie. Ek kan myself geniet. Ek hoef niks prys te gee nie. Kyk hoe beautiful is hy gepyf vir my. Ja, die breë weg lyk mooi. Hy's vol neonliggies en alles gemaak vir jou. Hoekom is hy so mooi gemaak? Want sy eindbestemming is nie so mooi nie. Ja, die smal weg is nie 'n mooi pad nie. Daar's geen fancy liggies wat vir my uitgestippel is daar nie. As jy dink ons land se potholes is erg, en loop op hierdie smal weg, dan kyk jy wat is erg. Dis 'n pad wat alleen is. Dis 'n pad wat partykeer moeilik is. 'n Pad wat ek partykeer langs die kant gaan sit en sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Dis nie lekker nie. Dis nie maklik nie. Die mense haat ons omdat ons die waarheid verkondig. Daar's kerke wat ons sê ons mag nie meer by hulle kom bedien nie, want die waarheid wat ons aan hulle verkondig, die mense wil dit nie hoor nie. Dis te harde woorde vir ons mense. Dan wonder ek net, die dag as jy voor God staan en woord, gaan weg van my. Ek het jou nie geken nie. Gaan dit sagte woorde wees? Jy Jesus ontvang het. Kom uit onder hulle, sê die Bybel. Moenie inmeng met die wêreld nie, want as jy 'n vriend is van hierdie wêreld, as jy vriend is van hierdie Titanic, as jy vriend is van die mense van die breë weg, is jy 'n vyand van God. Kom op die smal weg. Dis jou enigste weg na redding. Jesus Christus en 'n pad van heiligmaking. Die Bybel sê, baie mense gaan wandel op hierdie breë weg. Baie. En ons sien dit. Min mense loop op hierdie smal weg. Min mense gaan gered word. Dan gaan Google ons die Griekse betekenis van die woordjie min. Weet jy wat beteken dit? Almost none. Amper niemand van ons gaan gered word nie. Dan staan die mense en dan verkondig hulle vir ons gemeentes, moenie worry nie, almal gaan gered word. Moenie worry nie, die Bybel sê, wat 'n menigte mense voor die troon gestaan. Kind van God, weet jy, wie is daai menigte wat daar gestaan het voor die troon, waarvan hulle in Openbaring praat? Dis die mense wat met hulle lewe betaal het tydens die groot verdrukking. Amen. Amper niemand gaan dit maak met die wegrapping nie. Almost none. Noah se ark, was dit baie mense wat gered is? Almost none. Sodom en Gomorra, was dit baie mense wat gered is? Almost none.
Die wegraping sal ook wees. Almost none. Amen. Maar dan sit ons, en wanneer mense die waarheid aan ons verkondig, en ons sê vir hulle, jy mag nie rook nie, jy mag nie drink nie, jy mag nie vloek nie, jy mag nie rondslaap nie, jy mag nie net saam bly nie, dan word hulle kwaad vir ons. Wie is jy my te oordeel? Ek oordeel jou nie. Dit kom my nie toe nie. Maar die woord van God sê ons moet jou waarsku. Hoekom? Want dis wat liefde doen. Liefde waarsku mense, maar met sonde. Jy dink drank is nie verkeerd nie, want Jesus het ons water en wyn verander. Daai was nie gegiste wyn nie, kind van die Here. Gaan kyk 'n bietjie in jou Grieks en jou Hebreëse vertalings, gaan kyk die verskillende wyne en waarvoor dit gebruik was. Maar ek en jy, ons wil sonde doen. Ons wil die woord van God gebruik om ons sonde te regverdig. Ons wil die naam van die Here by ons sonde intrek en glo, ek gaan met sonde in die hemel toegelaat word. Kom ek sê vir jou een ding, as Satan, die duiwel, in die hemel gewerp is as gevolg van trots, pride, wat gee jou die idee gaan met sonde toegelaat word? Jy dink as jy een keer gered is, jy is altyd gered. Daai is 'n lewende put van die hel. Dan sê mense, maar die Bybel sê, niks kan my die hand van die Vader uitruk nie. Jy kan uitklim. Jy het 'n vrye wil. Jy kies of jy daar wil bly of nie. God sal niemand hel toe stuur nie, want hy is 'n liefdevolle God, sê die mense. Jy's reg, hy gaan jou nie hel toe stuur nie. Jy stuur jouself hel toe. Al wat hy doen is, hy gehoorsaam jou keuse wat jy gemaak het. Waar staan jy vanmôre? Staan jy nog vas op die Titanic anker? Klou jy so vas aan hierdie dinge van hierdie wêreld? Ja, ek doen, want ek moet te veel dinge in my lewe prys gee om gered te word. Ek moet ophou rook, ek moet ophou drink, ek moet ophou vloek, want Efesiërs 4:29 sê, geen vuil taal mag uit my mond uitkom nie. Ek mag nie meer pornografie kyk nie. Ek mag nie meer vir die mooi dametjies kyk wat die Here so mooi gemaak het nie. En hy het baie van hulle mooi gemaak. Kan ek jou vandag een ding sê, die woord van die Here sê, as jy vir 'n vrou kyk, en dames, dit geld vir ons ook, as jy vir 'n man kyk om hom te begeer, het jy al reeds die daad gedoen. Dan sê die Bybel, pluk eerder jou oog uit. Dit is beter om sonder oë in die hemel en die koninkryk in te stap, as met oë in die ewige verderf te gaan. En dames, môre vir vir die sê, baie van die vrouens wil kwaad vir my hoor, maar dit is oké. As jy aantrek om 'n man te verlei, en jy laat hom struikel, gaan jy dieselfde oordeel as hy dra. Amen. Die waarheid. God het ons riglyne gegee in sy woord wat hy van ons vrouens verwag. Vra my, ek was ook 'n jong dametjie gewees. Ek het ook kort minis gedra en stywe hempies en alles wat uitpeel wat kon uitpeel. Hoekom het ek dit gedoen? Want ek wou die man se aandag gehad het. Ek weet presies hoekom het ek dit gedoen. As jy 'n vrou van God is, gaan jy dit nie doen. Amen. As jy 'n vrou van God is, gaan jy nie probeer om mans se koppe te laat draai nie. Jy gaan alles in jou vermoë doen om 'n man se hart na God toe te draai. Halleluja. Die mans om te sê, maar die versoeking is oralste hoor. Ek kan nie help as die meisies met hulle oop klere voor my kom rondberei in die malls nie. Regtig. Die woord van die Here sê, jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Nou kom hierdie jong dametjies met hulle kort broekies en kort rokkies en oop klere voor jou aangeloop. Jy kan jou hoof na afhaal nie, want jy sê jy is meer as 'n oorwinnaar. Snap.
Amen. Snap. Waarheid. As jy meer as 'n oorwinnaar is, sal jy jou kop wegdraai. Jy sal nie eers 2 keer kyk nie. Hoekom? Want jy kan vir my kom vertel, die vrouens is oralste. Mooi vrouens is oralste. Maar weet wat, die God wat ek dien, die God wat my die krag gee om oorwinnaar te wees, hy is ook oralste. So nou moet jy jou keuse maak, jy wat sê jy is 'n kind van God. Is jou wellesgees se krag in jou sterker as die gees van God in jou lewe? Maak die keuse. Jy's of op die Titanic, of jy's in die reddingsboot. Die keuse is jou. Jy sien, dit is maklik om in 'n kerk te staan en te sê, ek is vry. Christus maak my vry. Maar dan staan met 'n sigaret in ons hand, jy's gebind, jy's nie vry nie. Vra my, ek weet, ek was daar. Vandat ek 13 jaar oud is, het ek gerook. Ek het gestaan en bedien in die kerke. Die enigste geleentheid, as ek 'n geleentheid gekry het om uit te kan gaan, het ek tussen die karre gaan staan en ek trek daai sigaret so warm, dat daai kontjie so lank is. My kop swem. Man, rook, wil ek rook. Spuit myself vol lekker uit perfume, druk 'n paar bietjies in my mond en die gaan ek weer. Nee, ek is nie heilig nie, ek is skynheilig. Ek wil vir mense sê, kom tot bekering, maar ek nog nie tot ware bekering gekom nie. Ek wil sing, ek is vry, maar ek is gebind. Ek sing in die kerk, the sins I used to do, I do them no more, maar ek lieg terwyl ek in die kerk sing. Ek staan met my hande in die lug en prys en worship en ek lieg wanneer ek sing, I surrender all. Ek surrender nie alles nie, ek surrender sak. Ek surrender wat ek dink wat goed genoeg is. En die res, Here, moet jy nou maar net aanvaar. Jy, God, het my gemaak, weet wat ek is. Deal with it. Nie ek van Here. Hy het jou nie gemaak om in sonde te leef nie. Daarom het hy Jesus Christus vir jou kom gee en gesê, kry jouself gered. Klim van hierdie Titanic af, kind van God, kom op die smal weg, klim in die reddingsboot in. Hou vas aan Jesus met alles wat jy in jou het. Don't let go of him. Want net deur hom kan jy oorwinning behaal oor sonde. Op geen ander manier nie. Daar's predikers wat preek, daar is meer as een weg na God die Vader. Dis 'n een. Daar's net een weg. Halleluja. En sy naam is Jesus. Jy dink jy gaan op hierdie Titanic bly met Jesus in jou hand en jy gaan gered word? It's not gonna happen. It's not gonna happen. Jy gaan sink. Jy gaan sink. Binnekort. Die wegraping het toe nie volgens mense se predictions gebeur nie. Pad. But it's on its way. Ja, halleluja. My woord sê vir my God gaan kom soos 'n dief in die nag. Op 'n tyd wat niemand dit verwag nie. Maar jy weet wat? Daarom sal ek elke dag leef asof my Jesus nou enige oomblik gaan kom. Want jy weet hoekom? Ek wil nie agterbly nie. I'm kind of homesick. Ek wil huis toe gaan, ek wil by my Here wees. Ek wil nie meer deel wees van hierdie siek, chaotiese wêreld nie. Want terwyl ek hier is, as julle kan onthou, terwyl die mense daar gelê en rondgedobber het op die water, toe die Titanic sink, was daar een man wat geswem het van een persoon na 'n ander persoon. Totdat hy sy laaste asem uitgeblaas het en hy het hulle gevra, is jy gered? Ken jy vir Jesus? Wil jy hom nie aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker nie? Tot my Jesus my kom haal, sal ek daai man wees. Ek sal die een wees wat saam met my man gaan van een kerk na 'n ander kerk, van een ouerhuis na 'n ander ouerhuis, van een familielid na 'n ander familielid, van een vriendshuis na 'n ander vriendshuis om te sê,
kry jouself gered. Amen. Kom tot bekering. Skryf mense ons af omdat ons dit doen. O nee, sal dit doen. Maar dit beteken nie ek moet bid vir hulle nie. Iemand sê nog vir jou, ons kan julle nie in ons kerk laat kom bedien meer nie. Want as my gemeente hoor, Leon en Rita Goosen kom bedien vandag, gaan hulle net eenvoudig opdaag nie. Leon sê maar, hoekom? Die sing ons so bad. Ek sê nie, hulle hou van julle sang, julle moet net nie bedien nie. Want hulle hou nie van die woord wat julle bedien nie. Dan vra ek myself, prediker, wat preek jy? Halleluja. Laat jou kerk elke oggend en elke aand vol mense sit. Maar as ons die waarheid kom verkondig, gaan hulle nie opdaag nie. Daarom sê die Bybel, in die laaste dae sal die mense vir hulle 'n menigte leraars by mekaar maak, dat hulle nie gehoor gaan kan. Ons doen nie die feather duster ding nie. Amen. God se woord is nie 'n feather duster om jou ore te tikkel nie. God se woord is 'n tweesnydende swaard. Dit sny af en dit sny deur. God se woord sny. Maar as jy gesny word, maak dit seer. Maar die beste van alles is, dit maak jou vry. Amen. As jy vanmôre hier sit en jy sê, jy hou daarvan om mense se tone te trap. Nee, ek doen nie. Ek hou daarvan die waarheid met mense te kon deel. En as ek op jou tone getrap het vanmôre, gaan ek ook nie sê jammer nie. Want dit beteken dit mos net een ding, jou voete is op verkeerde grond. En dit wat is scary van dit, pastoor. Mense weet hulle voete is op verkeerde grond. Want bid hulle, Vader vergroot my grondgebied. Kry jou voete van daai grond af. Dis nie enige grond nie. Dis grond wat jou vernietig. Halleluja. Jy nou begin om vir die mense in die kerk te sê, as jy rook, volgende Sondag pastoor, laat hulle sigarette saam kerk toe bring, met 'n asbak. Sodat jy ten minste net nie opstaan en buite toe moet gaan te rook, nie kom rook in die kerk. As jy drink, bring jou kop saam. As pastoor dalk iets spreek, dat jy so 'n bietjie met die vingers stik, drink om by die bottelyn net om jou neus te kalm. As jy pornografie kyk, laat hulle jou selfoon so stel om dit hier uitsaai. Kan ons saam met jou kyk. Amen. Net wat sê die mense vir my, want ek kan dit nie doen nie. Ek vra maar, hoekom nie? Nie, want ons is in die kerk. Nou kan ek nie verstaan nie, dan vra ek vir die mense, kom kerk toe. Dan sê hulle, dis net 'n gebou, ek is die kerk. Halleluja. So dan bring jy sigarette in jou sonde is by die gebou toe. Kom kerk, kom na die gebou toe met jou sonde. Dan sê hulle, ons kan dit nog steeds nie doen nie. Ek vra maar, hoekom nie? Nee, want ons is in God se teenwoordigheid. Regtig. My God, die God van die Bybel, is nie net in hierdie gebou nie. Hy is alom teenwoordig, sê die woord van God. So kind van die Here, wat is jou verskoning? Halleluja. As jy nie in hierdie kerk kan kom sit en sonde doen nie, want jy is in my God se teenwoordigheid, vra ek jou vanmôre met alle nederigheid en liefde, moenie by hierdie gebou se deur vandag uitstap en daai sonde in my God se teenwoordigheid buite gaan doen nie. Hy is heilige God. Terwyl ek rook, sê 17 September hierdie jaar het die Here my 16 jaar terug vrygemaak van nikotienverslawing. My man doen 'n diens die aand met my preek. All the while God is at work in you. Ek dink ja meneer, dit is maklik vir jou om te sê, want is nie jy wat sukkel om op te hou rook nie. En hy sê, gee die stuurwiel van jou lewe vanaand aan die Here oor. En ek dink ja, groot mond. Dit is maklik om dit te sê. In daai diens daai aand sê ek, Here,
Ek het al probeer. Na 3 dae wil ek die mure uitklim sonder my hande. Ek kan dit nie doen nie. So okay, I surrender. Hier is die stereo. Kom kyk, Here, of U my kan kry op jou ook. Don't challenge God. Don't challenge God. Galasiërs 2:20 is my gunsteling, inteendeel is my gunsteling Bybelvers. Die aand ons by die huis kom, wat doen ek? Ek vat my sigarette, ek breek die laaste, ek het tot en met 60 sigarette dag gerook. Ek sit met kroniese bronkietes, ek sit met asma, wat besig is om oor te sit in emfyseem. Wat my dokter vir my sê, jy is besig om dood te gaan. Ek kan nie lê en slaap nie, ek sit en slaap, want ek kry nie asem nie. Daai nag wou ek my sigarette weg toe by die huis kom. Ek hou nie eers een keis, ek besluit ek wil weer môre loop nie. Ek gooi alles weg, met my lighter. Die eerste ding die volgende oggend toe wakker word, wat doen ek? My oë is nog nie eers oop nie, gaan my hand en hy soek die pakkie sigarette. Waar? Bo op my Bybel. Jy sien, ek het eers by my nikotien uitgekom in die oggend, voordat ek by God uitgekom het. Die Here sê my, ek mag jy die stereo van jou lewe vir my gee. En ek sê, Here, net nie vir nou nie. Na 'n sigaret kan ons hieroor praat, net nie, nou nie. Die Here sê my, Rita, sê my net een ding. Wat is jou gunsteling Bybelvers? Ek sê, Here, Galasiërs 2:20. Die Here sê, wat staan daar? Here, maar U is die woord, U ken die woord, U het die Heilige Gees die skrif geskryf, hoekom moet ek dit quoteer? Die Here sê, wat staan in Galasiërs 2:20? En ek sê, ek wat Rita is met Jesus Christus gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar hy lewe in my. Die Here sê vir my, as jy gekruisig is met Jesus Christus, jy lewe nie meer nie. Wat beteken dit? Ek is dood, Here. En hy vra vir my, Rita, het jy met my gesien wat rook? Nee. Het jy 'n lijk gesien wat brandewyn kan gooi? Wat in die bout vat in die channels op die TV-channel tot hy die pornografie nie aan te kry? Het jy 'n lijk gesien wat sy kop agter 'n ander vrou of agter 'n ander man aandraai? Nee. Gaan hy wat nou in my lewe vir my 'n sigaret kom aansteek? Never. Want die woord sê, my God is 'n heilige God. Wat is ons verskoning vanmôre? Is lekker om die Bybel te quoteer, né? Versie vir versie sê ons die Bybelverse op ons vingers op. Hoeveel van daai Bybelverse leef ek en jy? Hoeveel? Baie stil vanmôre, né? Amen. Jy dink jy gaan op die smaal wegloop, jy gaan op die reddingsbootjie klim met Jesus. En so eentjie weg, wanneer jy tot redding is, kan jy maar net oor die kant gooi en sê, Here, ek wil nie vir Jesus dan hê nie. Hy is 'n verantwoordelikheid. 'n Baba is 'n verantwoordelikheid. Hierdie baba wil hê ek moet nie meer jol nie. Hierdie baba wil nie meer ek moet rook nie. Hierdie baba wil nie ek moet lieg nie. Hierdie baba wil hê ek moet verander. Here, ek sien nie nou kans daarvoor nie. Jy kan sien. Jy gaan nie dit maak nie. Al dink jy is op 'n reddingsboot. Nou kan jy vir Jesus een kant toe skuif, jy gaan verlore gaan. Hoor wat ek jou vanmôre sê. Kom tot bekering. Nie met jou mond nie, met alles in jou. Ons gaan afsluit met hierdie medley. Dit sing, I need thee, Lord, I need thee. Weet jy wat, ek het op 'n plek in my lewe gekom. In die oggende as ek my oë oopmaak, dan sê ek, Here, hier is ek. Kom deurgrond my, deursoek my,
Jesaja 59 vers 2 sê, hoor mooi wat ek jou vanmôre sê. Jesaja 59 vers 2 sê, ons sonde het 'n skeidsmuur geword tussen ons en God. Hy draai sy gesig weg van ons af. Hy hoor nie meer as ons bid nie. Dan wil jy vanmôre vra, hoekom val my lewe uitmekaar uit? Here, niks wil uitwerk nie. Moet ek jou sê wat is die probleem? Sonde. Here, die parlement val uitmekaar uit, die ANC en die EFF en die DA en. Nee, dit is nie hulle nie, dit is sonde. Amen. Die skole val uitmekaar uit. Nee, dis nie die onderwysers nie, dis sonde. Ons kerke val uitmekaar uit. Hoekom? Dis sonde. Openbaring sê Jesus daar vir ons, hy praat daar en hy sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Met wie praat hy daar? Met die kerk. Hy praat nie met die mense daar buite nie, hy praat met sy kerk. Kerk, vanmôre ek 'n vraag vir jou. As 'n suster van jou in Jesus Christus wil ek by jou weet, hoekom staan Jesus buite die deur en klop, terwyl hy veronderstel is om binnekant te wees? Ek jou sê vanmôre hoekom? Want ek en jy, vir Jesus uit ons kerk uitgeskuif het. One compromise after another. Here, ek kan nie meer vir mense sê wat sonde is nie. Hulle gaan my hof toe vat, so be it. Hulle is besig om 'n wet in te bring wat binnekort geteken gaan word, dat jy nie die naam van Jesus mag verkondig nie. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen? Wel, Here, wat wil jy moet ek doen? Ek was my hande onskuld, ek kan niks doen nie. Ek sê nou maar, hoe sê die jongens dan maar by die dam gaan sit en vis vang? Ek sal nie. Ek sal nie ophou nie. Het Jesus, nadat hy geweet het hulle hom doodmaak, het hy net binne in die kamertjies gaan sit en die waarheid gaan vertel? Nee, hy het gegaan juis waar die skrifgeleerdes en die fariseërs hom kon gehoor het. Hy het juis gegaan waar die mense hom wil doodgemaak het. En hy het gesê, so spreek die Here. Amen. Jy sien die sonde, skree met boldness. En ons Christene, ons hart terugklim in die kaste. Ons swyg. Wat vir die Here moet ek doen? Ek kan niks doen nie. Nee, ons kan. Ons kan. Wanneer die vyand dink, hy is besig om te brul. As die ware kinders van God begin opstaan, sal die koning van die konings, die leeu van Juda, nog harder kom brul. Amen. My God is nie 'n loser nie. En hy is in my. Ek is nie 'n loser nie. Halleluja. Ek sal nie stil bly. But Lord, I need thee. Ek het nie nodig om dit te kan doen. Alleen kan ek nie. Dan die volgende gedeelte van die lied sê, where he leads me, I will follow. Ja. Dink jy hy gaan vir jou op die beste pad lei? Die maklikste pad lei? Nee. Maar as jy bereid om te volg waar hy jou vat, is dat jy bereid om te volg as hy vir jou sê, gaan staan buitekant op die pavement en verkondig die waarheid. Is jy bereid om te volg? Here, ek is 'n verlore sondaar. Ek is so verlore, ek kan nie gered word nie. Dis die lewe en bid van jou uit. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar is nog tyd om van hierdie tyd af te klim. Amen. Daar is nog reddingsbote. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy soek jou, iemand wat sê, Here, hier is ek. Help my. Dan sê hierdie lied,
Though millions have come, there is still room for one. Here, ek is nie selfsugtig nie, maar mag ek daai een wees. Mag ek verlore, daai verlore siel wees, wat sê, Here, help my. Amen. Ek sukkel om te rook, maar ek hoor vanmôre, there is still room at the cross for me. Al het ons so baie al gekom, sê jy vanmôre vir my, daar is nog steeds plek vir jou. Gewoonlik het ek in die op die kerk gestaan en vir die mense gesê, asseblief, bekeer jou. Maak jou saak reg voordat jy uitgaan. Ons doen dit nie meer nie. Weet jy wat doen ons? Ons smeek julle. Asseblief. Asseblief. Ek gaan vir jou sê, die wegraping gaan aan die einde van die week of die einde van die jaar kom nie. Ek sê vir jou vanmôre, hy gaan kom, soos 'n dief in die nag. Halleluja. Maar jy het nou kans om reg te maak. Jy het nou kans om te sê, Amen. die Here het my tot vandag toe nie gevang nie. Hy het my nog nooit een keer gelos om te suffer nie. Hy het my elke dag gedra. En ek het net sterker en sterker geword. Wie wil dit vanmôre vir jou doen? Wat is die muur van skeiding vanmôre, sê jou en God? Is dit Peter Stuyvesant, Chesterfield, Savannah? Is dit jou wyp? Is dit Klipdrif, Flying Fish? Gasalite? Is dit jou pornografie? Dalk jou skelmpie vir wie jy WhatsApp stuur en vandag uitvee voor jou man of jou vrou dit lees? Jou teksvorms wat jy oplieg om meer geld uit te kry? Wat is die muur wat vanmôre staan tussen jou en God? You can fool your pastor, but you will never fool the master. Hy ken jou. Jou diepste, donkerste gedagtes ken hy. Maar hy sê vanmôre vir jou, ek staan met die Here van jou hart en ek klop. As jy vanmôre vir my moet maak, gaan ek inkom. Ek gaan nie net kom maak met jou saam met jou nie. Ek gaan kom help afbreek aan elke skeiding tussen my en jou. There is still room at the cross for you this morning. As jy sê, Here, help my. Ek is môre een wat weer gaan sê, Here, hier is ek. Kom hier gou my soek, hier soek my. Help my. Amen. En ek jou vra, as jy opreg is vanmôre, jy is reg om te sê, Here, ek maak op. Staan op jou voete, al ken jy die woorde van die lied nie. Staan op jou voete, surrender en sê, Here, Amen. hier is ek. Ek weet nie hoe ek het om reg kry nie, maar ek weet, saam met U, gaan ek dit doen. Because there is room at the cross for me. Oh, I need thee, Lord Jesus. Amen. Ek roep vir jou hart is, staan op jou voete vanmôre en sê, Here, I need thee. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can be suffered. I
staan, almal se oë toe. Halleluja. Is hier iemand wat vanmôre sê, Lord Jesus, I need thee. Halleluja. Net jou hand opsteek, ons gaan net 'n gebed vir jou doen. Sy iemand wat vanmôre, dankie. Halleluja. Mense, is hier nog iemand wat sê, I need thee. Jy weet nie hoe dit gaan gebeur, jy weet nie hoe gaan jy dit regkry? But I need thee. Hou jou hand in die lug, die game is verby. Die game is oor. Die Titanic weet wat besing. As 2 ure. Onthou net, as jy sê, I need thee, gaan dit beteken, jy moet los waarmee jy besig is. Where you need me, I will follow. As jy nie bereid is om te follow nie, moet jy hand opsteek. Dis okay. Maar as jy sê, I will follow, dit beteken my broer, jy gaan jou sigarette neersit. Beteken jy gaan jou dop neersit. Beteken jy gaan jou rassehaat los. Dit beteken jy gaan met jou skelmverhouding stop. Dis wat dit beteken. Dan gaan jou geen twyfel wees oor wat dit beteken, when you lead me, there I will follow. Is hier nog iemand wat sal in die dag gaan wees? Is hier nog iemand wat sê, I will follow. Then the Bible says, come to Jesus. Daar is nog plek by die kruis. Daar is nog plek op 'n reddingsboot vir jou. Maar jy gaan nie op die Titanic kan bly staan en wil nie breek nie. Jy moet afklim van die Titanic af. Afklim van hierdie wêreld af. Jy kan nie die wêreld lief hê en God lief hê nie. Jy moet die wêreld heeltemal afsterf, aflê. Jy kan nie afskaal met jou sonde nie. Jy moet dit stop. Ek hoop iemand het gehoor. Jy moet dit stop. Is hier nog iemand wat sê, ek klim op hierdie respoor. Steek jou hand op. Is dit? Jy weet presies wat dit gaan beteken. Ek gaan jou nie vorentoe nooi nie. Ek gaan nie vir jou bid nie. Ek gaan nie 'n show hiervan maak nie, niks. Ek gaan jou huis toe stuur. En vir jou sê, gaan huis toe. Gaan maak klaar daar. Gaan sluit 'n deur agter jou. En sê met God, maak met God. En sê, Here, dis is it. Dis die einde. Amen. Ek is klaar met hierdie wêreld. Ek leef nie meer vir hierdie wêreld, ek lewe vir Jesus. Dis die waarheid. Halleluja, Vader, dankie. Amen. Dat ons die voorreg gehad het, en ook 'n oop deur gehad het, en nog die vryheid het vanmôre. Halleluja. Om die waarheid vir die mense. Halleluja. Dankie daarvoor, Here. Dankie daarvoor. Ek wil jy mooi in jou hart hierdie ding oorweeg. Jy maak nie aan my 'n belofte nie. Ek en die dag gaan nou ry, ons gaan huis toe. Dit gaan jy wees wat gaan agter wees in jou kamer alleen met God. Dis wat dit gaan wees. Amen. Ek kan nie verstaan dit. En jy hoef vir niemand eens te sê jy het opgehou rook nie. Hulle gaan weet jy. Halleluja. Jy hoef vir niemand te sê ek drink nie meer nie. Dan sal ek vir jou 'n bier of 'n bytjie aanbied. Ek gaan nie dit net nie sê jy nou nie. Ek drink nie meer. En dan sal jy vra hoekom jy sê dat ek dit van die tyd en ek af. Halleluja. As jy sommer, dis so maklike antwoord soos dit. Wat sê my net? Of vertel jy dit die storie is so maklike kind. Halleluja. Baie antwoord. Ek wil net pastoor kom. Oor wat pastoor maak te sê. Halleluja. Net so, maak jou oop. Bedink hierdie ding ernstig. Moenie ligtelik huis toe gaan. Ek weet nie wat Jesus kom.